Hoor gou-gou, oral waar jy kyk, is die winkels vol paaseiers en paasnaweek specials. Maar kom ons wees eerlik, Paaswees gaan nie oor 'n paashaas en eiers nie. Die wêreld het 'n storie gemaak van kleurvolle eiers en oulike hasies, maar die waarheid is baie dieper. Het jy ooit regtig gevra, wat het dit te doen met Jesus se kruisiging en sy opstanding? Die woord waarsku ons duidelik. Psalm 106 vers 28 tot 39 wys hoe mense afgedwaal het deur ander praktyke te volg. Jy sien, wat soos onskuldige pret lyk, kan maklik 'n struikelblok word, wat ons fokus van die lewende God af wegvat. En die oorsprong van die paashaas en die eiers kom nie uit die Bybel uit nie, maar uit ou heidense gebruike. Ja, hierdie simbool was gekoppel aan stories en feeste wat niks met Jesus te doen gehad het nie. En tog het dit met die tyd deel geword van wat mense vandag as Paasfees ken. Maar die woord van God is baie duidelik. In Deuteronomium 4 vers 2 sê, ons mag niks byvoeg of wegneem nie. En wanneer ons mensgemaakte tradisies meng met die waarheid van Jesus se kruis en opstanding, begin ons waarheid en misleiding vermeng, al lyk dit hoe onskuldig. Jesaja 1 vers 13 tot 14 wys vir ons dat Abba Vader nie behaag het in aanbidding wat nie uit suiwere hart en waarheid kom nie. Hy soek nie tradisies nie, hy soek jou hart. En die kern van Paasfees is eenvoudig en kragtig. Jesus Christus gekruisig en opgestaan. Dis waaroor Matteus 28, Markus 16, Lukas 24 gaan. Nie eiers nie, nie hassies nie, nee, net Jesus. Jesus het nie gesterf vir tradisie nie, hy het gesterf vir jou. Moenie die waarheid verruil vir iets wat dalk mooi lyk, maar nie uit die woord uitkom nie. Rig jou fokus terug op die koning en wat hy vir jou gedoen het. As jy kies om net vir die waarheid te staan, tik staan op in die kommentaar en kom ons staan saam vir Jesus sonder kompromie.